As hy kom ons bid saam. Here ons God, U wat die bron van vrede is, ons dank U vir hierdie heilige oomblik waarin ons vir Lea kon doop. Dankie vir U liefde wat eerste kom. U verbond wat so standvastig is en vir vrede wat U oor haar lewe, eintlik oor ons almal se lewe uitspreek. Seën Here vir Lea. Omvou haar met U nabyheid, laat sy groei in wysheid, liefde en geloof. Seën haar ouers, haar grootouers en ook hierdie gemeente wat saam met haar sal leef in die lig. Maar Here, ons gaan ook nou na U woord toe draai. Ons het nie net eintlik vrede nodig in simboliek nie, maar in waarheid en gehoorsaamheid. So open ons ore om te hoor, ons gedagtes om te verstaan, ons lewens om te verander. Want wanneer ons nou die skrif gaan lees, mag U stem vir ons duideliker klink as enige ander. Mag ons in die liefde kom rus, in die vrede, en mag U met ons praat. So spreek Here, want ons is hier om te luister. Amen. Ons lees vanoggend uit Matteus 3, vers 1 tot 12. Die van julle wat wil saam lees. Dit is die leesrooster vir vandag. Is almal daar, dit klink so. Kom ons lees saam. In daardie tyd het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra en 'n leergordel om sy heupe, en sy kos was sprinkane en wilde heuning. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan-omgewing na hom gegaan, en hulle is deur hom in die Jordaan rivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Maar toe hy sien dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom na waar hy gedoop het, het hy vir hulle gesê: Addergeslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas, en moenie eers oorweeg om by julleself te sê: ons is Abraham se voorvaders, of ons het Abraham as voorvaders nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê reeds teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water en met die oog op bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy rooi vurk is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Net tot sover. Ons kom nou al nader aan Kersfees of eintlik Kersdag. En 'n natuurlike ding wat binne ons in hierdie tyd gebeur, is dat ons begin planne maak vir Kersdag. Nie waar nie? Ons Kersversiering is al waarskynlik op. Ons begin al Kersgeskenke koop. Kersetes word beplan, agendas word aangepas. Ons is besig om onsself voor te berei vir Kersfees. Maar Advent, die tyd waarin ons nou is ook 'n tyd van voorbereiding. Ons berei onsself voor vir Christus wat kom, Christus wat mens word. Maar die grootste voorbereiding vir Advent gebeur nie soseer in die winkels en in die kombuis nie, maar hier
in ons harte. Die diepste deel van Advent gebeur in die hart, na die laaste geskenke gekoop is, na die laaste planne gemaak is, na die laaste lysie afgemerk is. Advent nooi ons om stadiger te beweeg, terwyl die wêreld eintlik ons druk om vinniger te beweeg. Hierdie voorbereiding het te doen dat ons eintlik plek maak in ons lewens vir die Here. Dit is wat ons aan Advent doen. Ons maak plek vir Christus wat kom. Christus wat mens word. Ons maak plek vir sy hoop, vir sy vrede, vir sy vreugde en sy liefde. En Johannes die Doper is die voorbeeld van voorbereiding. Hy staan bekend as die een wat die weg vir Jesus Christus kom voorberei het. Hy het vir almal vertel van die koning wat gaan kom. Maar Johannes was 'n vreemde man. Hy het vreemd opgetree, vreemd gelyk ook. Ons lees hier in die teks, hy dra 'n kameelrok met 'n band om sy middel. Hy eet net sprinkane en heuning. En nou skree hy eintlik nog op mense, bekeer julle. Ek dink as ons vandag so 'n persoon gesien en as hy ons hierdie persoon glad nie ernstig opgeneem het nie. Maar dit pla nie vir Johannes nie. En ek wonder soms hierdie mense wat eintlik rondom hom drom of hulle eintlik ook maar net meer nuuskierig is oor hierdie man. Maar weer eens, dit pla nie vir Johannes nie, want hy weet wat sy roeping is. En ons lees van sy roeping in Lukas 1, toe Elisabeth en Sagaria nie kon swanger raak nie, toe seën die Here hulle met Johannes. En hy het soort van 3 dinge gehad as roeping. Geliefdes met mekaar versoen, ongehoorsaam is op die regte pad te hou, en die laaste een is, hy moes die mense voorberei vir die koms van Christus. Daarom is sy boodskap hier in hierdie teks, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is naby. En bekering vir Johannes is eintlik soort van hierdie eerste stap tot voorbereiding. Dis nie 'n straf nie. Bekering is nie dat jy nou soort van die koms van die Here moet vrees nie. O, Here, ek moet gou vinnig tot bekering kom nie. Bekering vir Johannes hier is om plek te maak vir God in jou lewe. Het jy ooit al so oor bekering gedink? Bekering is om plek te maak vir God in jou lewe. As ons die woord bekering hoor, dink jy dalk aan 'n dag en datum wat jy tot bekering gekom het, of dalk onthou jy nie 'n dag of datum nie, maar jy weet jou vorige lewe het so gelyk en jou nuwe lewe lyk so. Elkeen van ons het ons eie bekeringsstorie. Dis hoekom ons hier sit. Maar ek dink die fout wat ons baie keer maak as dit kom by bekering is, ons dink dit is die hoofdoel van geloof. Ons dink ons moet nou almal tot bekering bring. Ons moet nou hier uitgaan en Gordons Bay tot bekering bring. Dis nie verkeerd nie. Dit is ons werk, dit is ons taak as gemeente, en dis hoekom ons evangelisasie volgende jaar as hoof fokus gaan hê. Maar ons meer as dit. Bekering is 'n proses om plek te maak vir God in jou lewe. Dit is nie daai besluit wat jy een keer geneem het nie, en oor daai een besluit is jy die perfekte Christen nie. Bekering is 'n voortgaande proses. Ons gaan deur verskeie seisoene van ons lewens en ons gaar dinge op. In hierdie seisoene gebeur daar dinge met ons. Dit affekteer ons hart, dit affekteer ons lewe. Ons lewens word gereeld gevul met goed. En wanneer ons bekering, wat nie net een keer gebeur nie, maar gereeld gebeur, is wanneer ons juis van hierdie goed soort van uithaal en sê, hierdie is onnodig, hierdie is sleg. Ek moet eintlik aan myself snoei. Ek moet plek maak vir God. Julle hoor die verskil. Nou, as bekering dan is om plek te maak vir God, dan begin dit
by erkenning. Wanneer ons wil plek maak vir God, is wanneer ons eintlik eenvoudig moet erken wie ons is. Ons moet erken, ons is tog sondaars. Ons moet eerlik met onsself wees. Ons moet erken dat ons foute maak, dat ons soms mense seer maak, selfs wanneer ons dit nie eens bedoel nie. Ons moet erken dat ons soms droog maak, dat ons vrugte dra wat nie so mooi is nie, ten spyte van ons beste bedoelings. Bekering is om eerlik na God toe te gaan en eintlik soos daai tollenaar in die tempel kan bid, Here, wees my genadig. Dis om al hierdie dinge wat jy weet in jou lewe is eintlik vir die Here te gaan gee. Want dis wanneer ons begin herken wat ons eintlik daai eerste spasie, eerste ruimte maak vir God se teenwoordigheid in ons lewens. Maar dis nie al wat erkenning is nie. Ons dra nie net hierdie goed in ons lewens saam met ons nie. Ons het ook vol lewens. Ons is vol skedules, vol spanning, vol bekommernisse, vol geraas, vol menings. Ons het vol verwagtinge en ook teleurstellings in ons lewens. En soms is ons so vol dat daar is nie plek vir Christus in ons lewens nie. En dit is waar dit belangrik is. Erkenning is nie net om te sê, okay, dit is sleg en dis verkeerd nie. Dit is om ook ruimte te maak, om oop te wees vir wat goed, nuut en reg is. Bekering is nie net om weg te draai van iets nie. Dit is om na iemand toe te draai. Om die deur oop te maak vir Christus se werk in jou lewe, om die grond van jou hart sag te maak, dat die saad van die koninkryk eintlik kan groei. Dit is wat voorbereiding is. Dit is wat advent is. Dit is wat bekering is. Maar Johannes los dit nie net daar in die teks nie, hy vat dit verder. Hy sê, bekering bly nie net eintlik soort van hierdie innerlike idee nie, dit moet sigbaar word. Ons moet nie net weet, okay, ek moet plek maak vir God nie. Wanneer hy plek maak vir God, moet dit sigbaar wees vir ander. Johannes praat hier van 'n vrug wat by bekering pas. En dit is vir ons eintlik so 'n belangrike beeld hier in Advent, want 'n vrug verskyn nie net oornag oor jy besluit het daar moet 'n vrug wees nie. 'n Vrug groei stadig, dit ontwikkel met geduld, dit vra tyd en ruimte en 'n vrug word sigbaar, nie soort van om te spog nie, maar om 'n seën te wees vir ander. So voorbereiding vir Kersfees, voorbereiding vir Christus wat mens word, moenie net hier in ons koppe bly nie, want anders gaan niks verander nie. Wanneer ons plek maak vir die Here in ons lewe, dan word ons woorde sagter, ons geduld word langer, ons hart word oop en hierdie hoop, vrede, vreugde en liefde groei binne ons. Daar's dan spasie vir dit om te groei binne ons. En dit is nie altyd perfek nie, maar daar groei iets. Dis 'n proses. Dit is wat dit beteken om jouself voor te berei. Dit is wat dit beteken om plek te maak vir God. En dan as jy nou verder lees, dan lig Johannes eintlik iets ook belangrik uit. Daar is die gevaar dat ons soort van 'n oppervlakkige voorbereiding kan doen. Johannes praat hard hier met die Fariseërs en die Sadduseërs. Nie omdat hy eintlik hulle wil verneder nie, maar oor hy eintlik weet hoe subtiel hulle misleiding of selfmisleiding is. Hulle praat die regte taal, hulle die regte tradisie, hulle dra die regte beeld, maar ek wonder wat in hulle harte gebeur. Ons weet hulle is met die uiterlike voorbereiding besig. Die rituele, die mooi goed, die godsdienstige woorde, maar daar is waarskynlik geen innerlike oopmaak vir God nie. En Johannes waarsku hulle, en ek dink indirek vir ons,
dat voorbereiding, bekering, maklik oppervlakkig kan wees. Ons kan die mooiste Kersfees hou, maar die minste voorbereid wees. Ons kan die mooiste versierings hê, maar die minste ruimte vir Christus. Ons kan die beste planne hê, maar die minste verwagting vir wat God in my lewe wil kom doen. Advent vra nie van ons om perfek te wees nie. Advent kom vra van ons om eerlik te wees. Dat ons eerlik na ons eie lewe kan kyk. Eerlik vir onsself kan vra, is daar plek vir Christus in my lewe? So ek wil eintlik 'n oproep doen op julle, kom ons maak plek vir God. Ons het nou die tyd. Kom ons berei ons harte voor, kom ons bekeer. Kom ons begin erken. En dalk sit jy hier en jy sê, "Jesus, maar na my jaar het ek nou nie eintlik die kapasiteit om al hierdie dinge te doen nie." Dalk is jy moeg. Dalk is jy voel jy jou hart is oorvol. Maar dan is voorbereiding soms net eintlik daardie sagte belydenis elke oggend as jy opstaan, Here, maak my hart oop vir U. Voorbereiding kan dalk wees om te besluit om iemand te vergewe, of ten minste net daarmee te begin. Dit kan wees dat jy voel jy wil meer genade en liefde uitleef. Dit kan wees dat jy wil voel en vir die Here sê, Here, my hart is oorvol. Ek gee van hierdie goed wat net te swaar is vir U. Dit kan so eenvoudig wees. Advent is nie 'n resies nie, dit is nie 'n wedloop nie, dit is 'n pelgrimstog, dit is 'n voortgaande proses. Bekering is 'n voortgaande proses om gereeld elke dag eintlik plek te maak vir God, vir die een wat kom. En die Here se koms is nie afhanklik van hoe voorbereid ons is nie. Maar ek dink die voorbereiding maak dat ons ontvanklik is vir sy genade, vir sy geskenke wat hy vir ons hou. So ja, daar is niks fout daarmee om so lank planne te maak vir Kersfees nie. Maar my gebed is dat jy werklik dieper voorbereiding sal doen, om plek te maak, om oop te maak, om te laat gaan, om te groei, om te ontvang, want die een wat kom, bring lewe, en hy bring dit vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat kom, stadig, sag en onverwags. Ons staan voor U met oop hande en oop harte. Dankie vir hierdie adventstyd. Dankie vir U hoop, vrede, vreugde en liefde. Dankie vir die herinnering dat U nie wag vir 'n volmaakte voorbereiding nie, 'n volmaakte mens nie, maar dat U kom na die gewone mense wat soms oorvol lewens het. En Here, ons wil vandag net eenvoudig vra, maak in ons plek vir U, maak ons harte sag, sodat die saad van U koninkryk kan groei. Maak ons gedagtes rustig, sodat ons U stem kan hoor tussen al die ander geluide. Maak ons leefwêreld ligter, sodat U vrede, hoop, U vreugde, U liefde weer wortel kan skiet. En Here, ons bely dat ons soms selfs vol is, vol spanning, vol bekommernis, vol haastigheid, en ons bely dat ons soms dinge dra wat U lankal eintlik van ons al wil af hê. Maar Here, ons bring dit vanoggend na U toe. Sny weg wat weggesny moet word, laat groei wat lewe gee, leer ons om te bekeer. Nie uit vrees uit nie,
maar uit verlange, nie uit skuld uit nie, maar uit liefde uit. Nie net om iets van hy iets weg te draai nie, maar om na U toe te draai. Kom berei ons voor, Here. Kom vul die ruimte wat ons vir U oopmaak. En as ons hierdie week nie ingaan en selfs met die week aangaan, laat ons klein vrugte dra. 'n Sagte woord, 'n stadiger pas, 'n bietjie meer vergifnis, 'n bietjie meer liefde. Maak ons lewens 'n plek waar U koms welkom is. Ons wag op U, Here. Met verwagting, met dankbaarheid, met hoop. Kom na ons toe, kom na ons gemeente toe, kom na ons wêreld toe. Amen.